As jy gesalf word, laat jou siel geroer moet word, laat jy vir God moet opstaan. Daar kom Goliat. David word gesalf as koning toe, gaan hy nie die volgende dag kantoor toe as koning nie. Hoor jy my? Hy's gesalf in die geloof, deur Samuel, en daarna dinge in plek begin val, maar daar was eers 'n Goliat, onthou nou, daar's woestyn, daar's dinge wat gebeur, so moenie uitkom, as jy nie wil hierdie een vat nie. Nou hoor gou, as jy wil hê met jou siel roer, want hy het vir 2 dinge gesterf, verlossing van sonde en genesing. So ek gaan nie vra of jy wil genesing hê of dit nie, maar die ander ding is oor quiet, ook nie meer stil bly nie. So ek gaan bid die Here met jou stembande connect met jou hart, laat jy wakker raak. Jy kan nie meer 'n vuil grap vertel nie, man. Hoe kan jy so vieslik wees en 'n vuil grap vertel, maar jy wil nie stil bly oor Jesus, wil jy stil bly? Huh? Okay, nou, gaan nie vandag tyd spandeer nie. As jy dit, jy doen dit nie omdat ander dit doen nie. Want daarna kom Goliats. Hoor nou mooi, as jy gesalf word, laat jou siel geroer moet word, laat jy vir God moet opstaan. Daar kom Goliats, ek en daai Lindie wat julle daar sien. Lank voordat sy strys se kyk gekyk het. Lank. Daar staan ons voor die parlement. Dan hang ons poppe op. Dan kom die mense, die Pinkster in die charismatiese kerke in Kimberley. Ek het hulle gesien, op 'n dag 5000, kom by ons verby, want hulle parlementsopening, karre en goed. Hulle kom by, draai hulle ry toe en kyk ander pad. Daai selfdes wat sê amen op 'n Sondag en hulle hande in die lug steek. En wat nou? Wat is ouetjie se naam? Wat dood is? Karlie Kirk se goed rondstuur. Gaan kyk 'n bietjie die wat dit rondstuur. Het vir die DA gestem, vir die ANC. Hulle stem vir woke, maar hulle wil vir Charlie nou rondstuur wat teen dit opstaan. Jy moet bykom. Die mense is Maar hoor gou hierso. Hoor gou hier. As ek nou vir jouself, ons het opgestaan vra. En eendag, God wag net vir die regte oomblik, reën dit. En ek het 'n swart pop opgehang. Ja, ek hang nie net wit poppe op nie. Hang swartes, bruin poppe op, alles. En ek hang die swart pop in dit reën. En toe die verslaggeefster afneem, toe hardloop die reendruppel oor die wang. Vra vir Stella 7 koerante slatte die volgende dag, mainstream in Suid-Afrika. En in die agtergrond is ons nommer om op te staan teen abortus. In die volgende oomblik, toe word lewens gespaar. 'n Vrou kom met 2 foto's, so aangeloop, so groot, in 'n tentdiens aan. Sy sê, ek was op pad abortuskliniek, toe is my tweeling. Toe ek dit sien, toe spaar ek hulle. 'n vrou bring haar, toe sy al 12 jaar oud, die laaitjie in die mol en sê, hier lewe hy. Ons het daai ding gesien. God gaan jou gebruik. Wil jy gebruik word? Dit is die ding. Maar hoor gou mooi, hy gebruik die mense sonder Goliat. Jy gaan 'n woestyntyd kry, jy gaan 'n Goliat kry, jy gaan 'n goed kry, maar jy gaan in oorwinning lewe. Maar ongelukkig is daar party, is die Goliat op my Goliat. En dan gooi jy jou slingervel neer en hardloop jy. Hoe is so negatief nou? Julle moet nooit in mik en druk kameras gewees het nie, want julle sal sulke negatiewe foto's gemaak het. Is jy die negatiewe kant van 'n battery of die positiewe kant? Jy moet bykom, man. Jy daar by die huis ook. Almal, ek sal opstaan vir die Here, maar so bly ek in die sitkamer. Facebook warriors. As jy daar sê jy sal opstaan, moet jy buite ook opstaan. Nou, ons gaan nie hier staan 'n bid vir lankie. Daar by die huis gaan dit ook manifesteer. Jy sit net so, sê Here, ek wil ook gesalf word. Jy kom nie uit om in die ander een uitkom en jou pel uitkom nie. Hoor my mooi, anders gaan jy net die Goliat kry.
Jy moet nou in jou hart hierdie ding regmaak. Ek gaan sê, kom uit en gaan jou self, jy loop net verby. Gaan jou net self. En God gaan 'n ding doen. Jy gaan Goliat verslaan in Jesus naam. Maar hoor my mooi, as jy uitkom en jou hart is nie reg nie, en jy wil vir elke Goliat wat op jou pad kom, dan moet jy nie uitkom nie. Ek moet 'n depressiepilletjie sluk, sê Dawid. Ek moet eers sielkundige toe gaan 'n depressiepilletjie sluk, want Goliat is hier voor. Ja, maar nou, so, ek gaan hier voor staan, jy sing nog nie, en hoor gou mooi, jy kom so verby. Net as jy wil, moet asseblief nie kom. En nou praat ek met personeel, ek praat met almal besoek, alle mense. Ons is nie te goed, dat net 'n student dit moet beleef nie. Here, ek beleef myself, self ek nou, self. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, daai naam. Ek wil in 'n ander level vir u werk. Klop sa, okay, jy kom net verby, moenie kom, as jy nie bereid is vir 'n Goliat ookie. Prys die Here, prys die Here, prys die Here, prys die Here, prys sy naam. Halleluja, julle sal sien dit wat God deur julle doen. Julle sal dit beleef, julle sal dit beleef. Op jou ouderdom sal jy dit beleef. Prys die Here, prys die Here, prys sy naam, 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 prys sy naam. Kom Stella, prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam. Ek sal na jou toe kom, my vrou se reg is bietjie. Eina, prys sy naam, prys sy naam. Is julle klaar of kom julle? Prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam, prys hom. As jy daar, prys die Here. Kom ek kom jou te help so halfpad. Halleluja. Hy Goliat van jou rug ook sommer reg in Jesus naam. Hy is die Here, prys sy naam. Amen. Nou, hoor gou mooi. Hy word gesalf. En Dawid het seker gedink, wat doen profeet Samuel? Is 'n eer dat hy myself. Maar ek is so ver van die koning af. En hy en Jonathan, die koning se seun, is pelle. Julle het geweet. Daarna 1 Samuel 16. As Saul 'n bose gees deur God gestuur. Bose geeste moet vir God ook werk. Wat vir Saul verskrik. En ek bid sommer nou, Here stuur bose geeste en verskrik die hele kabinet wat ongered is. Amen. Verskrik hulle. Ek het dit al gesien in 'n sitting. Wat hulle my mok en lag. En toe een opstaan en ek sê, Jesus, hy naam. Toe val hy, en toe word geskreeu, Counselor Strauss, bid. Hoor gou, ek wil weer vandag vir jou sê, toe kom dit, toe wil Saul vir Dawid doodmaak, dat Dawid spoeg by sy mond laat uitloop en hom mal hou en sê, ek is nie Dawid nie. Hy het ook maar begin twyfel in hierdie salwering. Toe sy nog nie koning nie. Daarna kom Goliat. Daar kom 'n leeu wat hy moet doodmaak. Daar kom verskillende goed. En op 'n dag raak hy die koning. Die dag toe ek opstaan, sy salf my as 'n evangelis. Hoe weet ek eers wat is die definisie van 'n evangelis? Toe vat die Here my deur paaie. Hy volgende dag ry ek Buckley West toe met die polisiekar en ek trek skeef. Dan kom maar by die dokter. En hy sê op Bloemfontein Hospitaal toe. En jy sien, ek is ongelowig, God roep my om vir hom te gaan werk. Ek soek 'n ander escape route. Kom daar en die dokter ken nie eers my nie. Hy sê jy's net goed met 'n Bybel in jou hand. Uit die polisie uit. Doen iets. Jy gaan sien wat gaan nou gebeur. Maar moenie wanneer die goed vanmiddag gebeur en een vloek jou. Ag, hier gaan ek nou maar weg by School of Fire. Die eerste ou Goliatjie, dis nie eers Goliat nie, dit is Goliat se kleinkind wat 3 jaar oud is, wat na jou toe kom en dan, ek hardloop maar al weg. Sies man. Ek hoop ek het julle nou iets. En dan moet ek sê, dis hartseer as mense hoor wat jy vir God kan doen, hulle sit.
Ek het nie gekyk wie nie. En sulke goed ontstel my. Maar as jy sit, en jy wil nie vir hom werk nie, dan moet jy nie môre vra nie. Of, dit kom nou my hart op. Ek hoe lief is die Here vir julle. Hy sê, het mense gesit, hulle kla hulle self aan, oor sonde. Voel die liefde nou van Christus. Ek wil julle nou uitgetrap het. Ek voel sy liefde wat sê, hulle het nie uitgekom nie, omdat hulle self aankla, en hulle voel hulle is nie waardig, om gesalf te word. En die Here sê, julle is. Dawid was ook nog hier op plekkie, en hy het reg gekom. Maar vir jou gee ek nou die kans, wanneer jy stap na jou kamer toe, druk jy net so en sê, Here Jesus, salf my ook, want hy is lief vir jou. Okay, Jesus like jou.